Baie welkom by Nuusdag Perspektief. Die ouers van jong kinders het deesdae baie dinge om oor bekommerd te wees. Hulle gebruik woorde soos ontwikkelingsmylpale, hulle kinders se veiligheid en vele meer. Kenners is dit egter eens dat jou kind se vroeë ontwikkelingsjare van kardinale belang is. En in 'n era waarin tegnologie sentraal tot byna alles staan, het ouers soms 'n bietjie hulp nodig. Michelle van Coller is die eienaar van die Baby College en dit is 'n ontwikkelingsentrum vir ouers en vir babas hier in Johannesburg. En sy gaan ons nou 'n bietjie leiding gee oor wat babas nodig het en hoe ouers hieraan kan voldoen, ondanks die eise van die moderne lewe. Michelle, goeienaand, baie lekker om jou hier te hê vanaand. Baie dankie. Dit is baie belangrik, die vroeë ontwikkeling van kinders. Hoekom is dit so belangrik? Wat gebeur daar? En vind jy dat dit afgeskeep word? Ja, dit is baie belangrik. Dit is waar jy jou grondslag vir die kind lê en dit help eintlik vir die kind. As daai grondslag nie gelê word nie, sukkel die kind in skole. Maar praat ons van watter ouderdom praat? Praat ons van babas of van kleuters nou al? Ons praat van babas. Ons begin ons klasse van babas. So as jy eintlik dink 'n baba kan jou stem hoor en die ma en die pa se stem hoor terwyl hy of sy nog in die baarmoeder is. En so is ons program uitgewerk deur dis 'n 30 jaar program wat nou al deur 'n neurontwikkelaar uitgewerk is. En dit help ouers om met hulle kinders te stimuleer op die regte manier. Want ek het vanaand met 'n kollega van my gepraat oor haar babas en ek meen dit is 'n ongelooflike taak wat 'n ouer het, nê? Dit is verskriklik, maar ontwikkelingsmylpale, is daar nie vreeslik baie druk op ouers en kinders as 'n mens nou praat van ontwikkelingsmylpale? Ja, of van baba daar af nie. Ja, elke ouer wil eintlik die beste vir sy kind hê en as jy eintlik dink in die skole vandag is dit dadelik begin hulle leer. En as jou kind nie kan lees of skryf of is hy agter in 'n skool en dit is waar ons curriculum is dit is vol geprop. So dit is so vinnig en hierso waar by Baby College leer ons met ons ouers ook om hulle kinders te stimuleer en te sê, wel dit is wat in die skool gebeur en so kan jy ook jou kind help. Soos met ouers kan nie onthou, hulle moet lees vir hulle kinders en sing en rympies en sulke goed val naderhand weg want hulle dink is dit jou kind voor die televisie en dit gaan hulle kind leer. En ek meen ouers ook deesdae is baie op sosiale media en is baie op 'n iPad en 'n iPhone. Ja. So vind jy dat ouers dan miskien nie genoeg doen om die kinders te stimuleer van kleins af nie? Ja, ek dink daar is wat hulle nie altyd weet wat om te doen nie. As jy kan eintlik jy kan vir jou kind soveel speelgoed koop, maar jou kind is gelukkig met 'n boks en 'n pan en dis wat ouers vergeet, is dat hulle is eintlik hulle kinders se eerste onderwyser en die beste onderwyser wat 'n kind kan kry. So wat moet jy dan wat is hierdie speletjies of hierdie kurrikulum wat julle dan het vir babas en ouers? Ons sê ons kry kinders school ready. Dat jy kan weet, soos ons het musiek en ons het groot en fyn motories en ons het even sign language en vir ouers ook, want hulle sê altyd terrible twos en dit is eintlik nie 'n terrible twos nie, ouers verstaan nie altyd 'n kind nie en kinders kan ook nie hulle self uitdruk nie en dis hoekom hulle ons sê tantrums gooi, maar deur sign language en laat ouers dit verstaan en ouers help hulle kinders en sê okay, wat wil jy hê? En baie keer kan hulle net wys soos 'n klein dingetjie, soos more. En dan verstaan ouers, okay. So julle leer ouers eintlik dan babataal sodat hulle kan verstaan wat sê hulle baba, wat bedoel hulle baba as hy op 'n sekere manier optree. Ja, en ook ons leer ouers hoe om ek dink as jy weet onderwysers is altyd veral die grondslagfase onderwysers moet soos ek sê altyd soos 'n nar wees en jy moet verduidelik en dis hoe kinders leer deur snaaks te wees en liedjies te sing en dis wat ouers vergeet en in my klasse jy kan vir ouers 'n prentjie gee en sê okay, hoor hierdie is 'n koei. So jy moet dit vir die kind verduidelik omdat ons wil hê ouers moet weet hulle is die onderwyser en hulle moet ook die kinders by die huis leer want die program is baie maklik vir kinders om ook by die huis vir die ouers om by die huis aan te gaan mee. So is dit
albei ouers of is dit net die ma's of is dit ma en pa? Moet albei ouers kom? Ek's baie opgewonde. Ons het nogal pa's wat belangstel en betrokke is en dit is wat jy wil dit baie graag hê, laat pa's en ma's betrokke raak by die ontwikkeling. Maar omdat baie ouers werk en sommige mense los hulle kinders by nannies. So ons het hierdie kursusse is ook vir nannies en hulle kom selfs met die kinders en ons het die klasse saam met die nannies. So dit is goed vir hulle om ook uit te kom want vir my voel ek dan gaan dit help met hulle weer om vir die volgende mense te sê okay hoorie ek het dit en dit en dit gedoen daarso en ek kan ook help om jou kind te stimuleer. So die belangrike ding is om daai baba van kleins af te stimuleer. Sodra die baba tekens wys van verstaan en begryp en kyk, kan jy maar begin om storieetjies te vertel en grappige gesiggies te trek. Ja, en dis hoekom mense sê hulle luister na Mozart terwyl die babatjie in die maag is en al daai tipe goeie. So en ons doen massering ook. Ons program vir die babas is baie rustiger as wat ons het vir die kleuters waar jou baba het jou massering en die ma baan ook en selfs die pa en in die klassies en rustige musiek en dansies sodat dit die balans vir die kinders ook. En vind jy nie dat selfs babas, omdat ouers deesdae minder aktief miskien is, hulle bly meer by die huis, hulle kyk televisie, hulle sit voor die iPad, dat die kinders ook minder uitgeneem word en minder buite in die natuur gestimuleer word of om te speel op die gras? Ons groot geword het die boom geklim en dit was normaal. Af, ja, en ek dink dit is nogal 'n probleem wat jy vir ouers moet sê, hoorie, laat jou kind speel. Dit gaan hom nie seer maak om op sy eie ook. Die ander ding is hulle moet op hulle eie ook leer om te speel as wat die ouers agter hulle aangaan en dit probeer ons ook vir ouers leer. Sjoe, moeilik om ouer te wees, nee. Julle het ook sessies wat julle mom-me chats noem. Vertel ons meer daarvan. Ja, ek's baie opgewonde. Ons het dit nou onlangs begin saam met al ons ander goed en dit is saam met Kerry en Samantha. Hulle is die ene is 'n dietitian en lactation consultant en die ander is 'n kliniese sielkundige. En so wil ons ma's, ons het op 'n donderdag groep wat ma's kom en ons praat met hulle en omdat dit so gejaag is en ma's wat terug gaan werk toe, daar is maar mommy guilt. So ons wil ouers laat voel jy's nie alleen nie, want jy praat oor spesifieke goed en jy hoor wat is hulle bekommernis en ons kry mense in, professionele mense om te sê okay, waar kan ons julle help? En daar maak hulle eintlik lewenslange vriende ook. Want hulle ruil nommers uit en jy sê hoorie bel my as jy vandag sleg voel, ons gaan drink koffie. En dis wat ons wil hê, want dis 'n goeie ondersteuningsstruktuur vir ouers. Dit is, want ek voel elke ma voel jy moet so goed wees en elkeen dink hierdie een is 'n perfekte ma, maar niemand is perfek nie. En so as hulle bymekaar uitkom en vind hulle actually uit, nee, niemand is perfek nie. So dan dis 'n goeie ding en ek dink dit kan baie help. Van wanneer af dink jy kan 'n mens dan nou vir 'n baba of 'n kleuterpeter begin sê goed, hier is die iPhone of die iPad, jy kan maar bietjie daarna kyk, bietjie daarop speel. Of moet jy dit liewer vermy totdat die kind groter is? Dit hang maar, ek dink baie keer van jouself af. Ek dink as daar tye is, ek weet al ons goed is deesdae op die komputer of op die iPad. So ek kom agter baie maar speel sommer die liedjie en laat die kind bietjie kyk. So ek sal sê 5 minute, as hulle bietjie groter is, al 10 minute, maar ek dink mense moet dit maar so kort as moontlik hou. Jy sê as hulle bietjie groter is, watter ouderdom min of meer? So 5 jaar, dan kan dit maar 'n bietjie groter wees, dan kan dit maar langer wees. Maar ek dink baie keer mense voel die televisie is hulle nanny. So dis maklik. Ek dink as jy moeg en sê okay, wag, sit bietjie daar. Kan iemand kwaadlik neem wat sê ek wil net 'n bietjie rus. Ja, ek wil net bietjie maar jy kry ook en dis voel ek is okay, maar as jy mense kry wat vir ure 'n kind daar so sê, dan moet mens weer maar 'n bietjie dink. Luister, net soos wat mense verskil babas. So net soos wat die maniere waarop mense jy weet hou van stimulasie, moet dit tog met babas ook verskil. Jy kan tog nie met elke baba presies dieselfde ding doen. Ja, en ek dink jy mense almal weet as jy 'n groep met ma's is dan sal die ma weet hou 2 en 9 maande oue babatjies waar die ene kruip en die ander ene nie en dan moet jy weer vir ma's laat weet. Onthou, elke kind is uniek en jou kind gaan dalk eers op 12 maande kruip. Maar dit is ook okay, want dis waar hoekom ons hier is. Ons help almal met hulle kind se ontwikkeling. Wat sien jy in die praktyk en wat sê ouers vir jou? Wat is die grootste uitdaging wat hulle het?
Ek dink dit is om die perfekte ma te wees of pa te wees en hulle kind so te reg te kry vir skool en almal wil hê hulle kind moet 'n toppresteerder wees. En ek dink dit is nogal wat hulle. En wat is jou raad dan aan so iemand? Ek dink elke kind het sy eie persoonlikheid ook en elke kind weet hoe hulle word maar groot. En vir 'n raad om net te sê, wees jy, help jy jou kind, wees jou kindsonderwyser, doen jy die beste wat jy kan, stimuleer jou kind. Daar is 'n ding soos oorstimulasie ook. Mense is nogal raak gestres, maar soos ek sê by Baby College het ons het mense wat dit uitgewerk het, wat sê, okay, hoor, hierdie kan dalk 'n bietjie oorstimulasie wees. So jy moet weer teruggaan en sê, okay, hoor, my kind kan net 'n halfuur doen en dis ook okay. So die belangrikste ding is om te weet jy is nie alleen as 'n ouer nie. Ja. Daar is ondersteuning vir jou en dit is okay as alles nie 100% perfek is nie. Ja. Maar jy moet persoonlike aandag aan jou kind gee, storieetjies vertel en so Ja, voort. dis die grootste ding. Michelle, baie dankie. Ek hoop dit is 'n lekker aand vir jou. Dankie. Dit is Michelle van Koller. Sy is van Baby College en jy kan gerus ingeskakel bly want hierna praat ons met 'n beroepsjagter met 9 lewens.